Ja, hierdie is 'n video ook vir preppers, veral die wat vrouens is en ou mense, baie mense wat baie keer op hulle eie bly. Jy wil 'n bietjie gas spaar. Wel, ek gebruik 'n rocket stove. Iemand het lank terug vir my 'n rocket stove geswys van 2 rims wat van hierdie 4x4 motorfietsies afkom. En dit het hier rondgelê en toe daai persoon het vir my geswys en ek sal vir julle 'n foto wys, dan kan julle sien hoe lyk hy. En is 'n baie eenvoudige affære, enige persoon kan dit vir jou doen. En hy is vir my maklik hanteerbaar. So, ek maak 4 hier, maandag en dinsdae, is nou my tyd, dan maak ek nou 4, en dan was ek my skottelgoed met die warm water wat daarvan afkom. En ek kook so vir die week, al die rys, of al die lensies, of al die draai soepmix, of die aardappeltjies, of wat ook al ek wil gaar maak, maak ek dan maandag en dinsdae maak ek gaar en ek berg dit in die yskas, sodat ek dit net kan uithaal en opwarm op die gasstoof. En so spaar 'n mens baie gas. Nou ja, om 4 te maak is 'n gedoente. Dit is nie so maklik soos wat dit klink nie. So daar is 'n baie oulike en 'n vinnige en 'n maklike en 'n veilige manier wat ek gevind het. Iemand het my kom wys om 4 te maak. Nou, alle firestarters, as jy 'n firestarter moet gaan koop, dan is dit maar 'n duur affære. So ek maak my eie firestarter. En een voorwaarde is, hy moenie kan ontplof nie. So daar moenie 'n ontploffingsmeganisme wees dat hy, omdat as jy maar die brand steek, dan maak hy 'n tipe van 'n ontploffing. En dit is natuurlik groot krisisse. Ek het 'n lang ruk gelede het ek met petrol gebrand. En met die gevolg is mense is baie versigtig vir enigiets wat lyk soos 'n firestarter met petrol. Maar hierdie is 'n oulike metode. Jy vat 'n mayonaisebottel en jy gooi so 'n bietjie petrol in die mayonaisebottel en jy vat polistireen en jy druk die polistireen daarin. En jy kan hom chock-en-blok vol maak met polistireen. Hy vreet die polistireen op en naderhand word dit 'n gel. En hierdie gel bly binne in daai houer. Hy maak nie noodwendige gas nie. Hy kan nie spontaan ontbrand nie. So hy is my baie veilig. Ek het nou foto's geneem, soos wat ek het gedoen het hierdie week, dan kan julle dit sien. En jy haal hom sommer met 'n stok of 'n stukkie metaal, kan jy hom uitkrap uit die bottel uit. Dis 'n gel. Jy kan hom amper met jou hand uithaal en soos 'n bolletjie maak, reg. En dit kan jy aan die brand steek. En hy brand 'n geruime ruk en soos ek sê, hy ontplof nie, so hy's baie veilig. So al wat jy moet doen is wanneer jy jou polistireen in jou petrol indruk binne in daai houer, dan moet jy sorg dat hy heeltemal versadig raak met die polistireen. Dis al. So hy moet so versadig wees met die polistireen dat hy nie nog polistireen wil vat nie. Dit wil sê hy wil nie nog meer vreet en dit omsit in 'n gel nie. En so maak ek dan 4 by die huis op 'n gereelde basis. En soos ek sê, dit is vir my baie veilig en ek gaan vir jou gou die foto's wys dat jy kan sien hoe dit werk. Nou ja, so lyk hy. Soos ek sê, dit is amper die vorm van stroop. Hy's 'n gel, jy haal hom uit, jy draai hom so 'n bietjie om die stokkie om hom los te kry van die res en dan lyk hy so. En so lyk hy as hy brand en hy brand 'n geruime tyd. En soos ek sê, hy ontplof nie. Ek is bang vir enigiets wat ontplof. En dan gaan jy nou kyk hier, hoe lyk my rocket stove. Mens pak maar eers jou rocket stove volledig onder wat die koerantpapier en die klein stokkies en so aan. En dan bo aan jou groter stokke en so aan. En aan die kant van hierdie rocket stove is daar 'n gaping gesny, 'n vierkantige gaping, so hy kan langs die kant ook hout kry. En dan sit jy nou maar jou vuur wat jy gemaak het, of jou gel wat nou so brand, druk jy so teen die kant in. En onmiddellik brand hy, begin hy jou koerantpapier aan jou hout brand, want soos ek sê, hy brand aanhoudend. Dis nie soos 'n vuurhoutjie wat nie 3 sekondes brand nie. En so kan jy dan nou sien, jy kan met so 'n rocket stove lekker jou kossies gaar maak by die huis, of warm water, of wat ook al, in 'n tydperk waar gas dalk baie duur gaan raak, en jy dalk nie anders kan as om so te